Ons het laasweek begin met ons nuwe reeks, Wie is die regte Jesus? En die van julle wat nog nie boekies gekry het nie, ek herinner julle, soos julle uitgaan by die deur is daar boekies, vir die van julle wat aanlyn is, jy kan dit ook gaan aflaai, die gratis PDF formaat, www.biblestudy.co.za, en dan wil ek julle net almal wat laat ingekom het om te herinner, ons is besig met ons census. Vir julle wat aanlyn is, jy kan net daar in die YouTube link gaan, jy sal sien, jy kan daar gaan klik en dan kan jy daar net gaan invul en vir julle op die geel kaartjie. In hierdie reeks van Wie is die regte Jesus, is dit belangrik om dit vir mekaar in die begin te sê, ek wil bietjie met jou gesels oor wie die Here Jesus is. Want hoe kan jy iemand vertrou wat jy nie ken nie? Dink gou 'n bietjie daaroor. As jy werk by jou huis laat doen, wat doen jy? Jy vra 'n vriend of hy iemand ken wat betroubaar is. Jy soek 'n track record, reg? Jy soek iemand wat jy kan vertrou, so jy soek verwysings. Jy gaan nie op Facebook Marketplace en vat die eerste, ek verstom my baie keer, daar's mense sê op Facebook Marketplace, het iemand vir my dit, en dan kom al hierdie, dan dink ek by myself, jene, ons hou hierdie spasie dop vir die klagtes wat na die tyd kom. En so dis belangrik om iemand te ken, en nog meer met die Here Jesus. En ek dink baie van ons wat hier sit, sonder dat jy dit besef, nê, en sonder dat jy dit so bedoel, het 'n beperkte siening van wie die Here Jesus is. Want baie van ons onthou Jesus soos wat hy was, maar ons ken hom nie soos wat hy nou is nie. En dis waar ek met julle wil praat. Nou, daai is my gunsteling dogter. Sy was 6 jaar oud daar, 'n regte fietjie. Daai foto is nog in Bloemfontein geneem toe ons daar gebly het. En laasweek het ek my gunsteling seun opgehaat, en julle wonder nou wat volgende week gaan gebeur, of ek nog kinders het waarvan julle nie weet nie. Maar daar's nie so nie. Nou, hierdie dogtertjie het groot geword, en sy is nou 'n volwaardige dame, sy is 'n vrou. 'n Dame op wie ek trots is, nou dink nie julle weet dit of julle weet dit dalk, maar sy werk op die kerkkantoor. En sy die laaste 2 jaar dink ek het sy die Kerssangdiens behartig, en sy doen dit hierdie jaar weer. En ek is verskriklik trots op hierdie dogter. Weet julle, is wonderlik is dit as jou kinders die Here saam met jou dien. Dit is vir my 'n groot voorreg, dit is 'n groot voorreg. Nee, hoekom ek haar daar op het, is nie om vir julle te vertel hoe goeie dogter ek het nie, want ek het 'n goeie dogter. Kyk, sy sit daar agter, so ek kry nou brownie punte by haar. So, maar hoekom ek dit vir julle vertel is, want my interaksie met hierdie dogtertjie hier, wat ons altyd haar bynaam was Dooitjie, want sy kon nie sê dogtertjie nie, sy het altyd gepraat van die ander dooitjies. Hierdie dooitjie hier, nê, en hierdie dame hier, die interaksie wat ek met hulle het, is verskillend. Nou, baie keer gaan ek na die foto's, en ek en Tanya sal by my rekenaar sit, want dis mos hoe mense deesdae doen, en gaan kyk na al die ou foto's, en dan onthou ons, die goed wat hulle aangevang het, en hoe oulik hulle was, maar dis nie wie hulle nou is nie. Nou, ek weet dis 'n gebrekkige illustrasie, maar verstaan julle wat ek probeer sê? Verstaan julle waarna ek gaan met hierdie illustrasie? Nou, ek en jy, ons gaan nou Kerstyd in, so daar gaan baie prentjies wees van stalle met babietjies in 'n krib en diere en skape wat blær en hoenders wat kwek en eende kwek. Julle het dit. En ons gaan, en dis deel van die evangelie, die baba Jesus. Dis deel van die evangelie. Net so is die kruisiging, volgende jaar doen ons weer Paasfees en ons praat oor die Here Jesus, en Paulus sê, ek het Jesus aan julle verkondig dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Dis noodsaaklik, ons moet hierdie prentjie hê, en net so met die opstanding uit die dood, en net so die hemelvaart. Maar wat ek en jy moet onthou, dis nie wie Jesus nou is nie. Hy is nie meer die babietjie nie, hy is nie meer die man wat aan die kruis hang nie. Hierdie goed het werklik gebeur, en is belangrik, is deel van die evangelie, maar dis nie wie hy nou is nie. En dis hoekom Jesus homself in Openbaring aan Johannes openbaar. Hy wys vir hom, dat Johannes kan weet wie Jesus nou is. Die Jesus wat neergeskryf is, sodat ek en jy kan weet. Ons sit ons vertroue nie nou in 'n babietjie nie. Ons sit dit nie in 'n hulplose man wat aan 'n kruis hang nie. Ons sit dit aan 'n man wat toe Johannes hom ontmoet in in Openbaring 1:17, wat sê, toe ek hom sien, het ek by sy voete geval en geword soos 'n dooie. Vriende, as ek en jy vir oggend in Jesus se teenwoordigheid is, gaan ons nie staande kan bly nie. Dit gaan vir ons oorweldigend wees. Die volheid van Jesus se mag en glorie en grootheid
gaan my en jou net eenvoudig oorweldig, soos wat Jesaja sê, toe hy neerval en sê, o wee, dis klaar met my, ek is 'n sondaar, ek het my hele lewe lang sonde gedoen, ek is dood. Ek en jy word bewus van ons tekortkominge. Natuurlik het Jesus sy regterhand uitgesteek, op Johannes se skouer gesê, moenie bang wees nie. En dis dieselfde wat die Here Jesus vir my en jou sê, moenie bang wees nie. Maar ek en jy moenie miskyk, hoe groot en glorieryk die Here Jesus is. En kan iemand amen sê daarop? So vir Johannes was daar duidelike verskil tussen hoe Jesus was en hoe Jesus nou is. En dis waar hierdie reeks gaan. Ek dink die beste beskrywing wat Johannes het, nadat hy hierdie beeld in Openbaring 1, en ek wil jou weer vra om dit by die huis te gaan lees, terwyl hy hierdie goed afvat, soos hy wat hy Jesus sien, stuk vir stuk verduidelik hy Jesus, maar hy eindig met Openbaring 1 vers 16, op hierdie absolute hoogtepunt wat sê, hy sê eintlik, hoorie julle, ek kan julle nie verduidelik. Ek kan nie in mense taal vir julle verduidelik wat ek gesien het nie. Kom ek beskryf dit in een sin. Kom ek som wie ek gesien het en hoe ek hom gesien het, hoe die Here Jesus Christus gelyk het, toe ek hom gesien het in een sin, en hy sê, sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Nou, as jy met oogkundiges gaan praat, is dit baie sleg vir jou oë om in die son te kyk. Jy sal jou oë permanent beskadig. Dis wat Johannes beskryf, die volle heerlikheid van wie die Here Jesus is. So ek wil regtig met hierdie reeks, wil ek stappie vir stappie deur Johannes se openbaring van Jesus stap, en ek hoop, en my gebed is, dat ek jou kan beïndruk met wie die Here Jesus is, en ek hoop die Here help my om met die pad uit te staan, en dat die Heilige Gees die woord sal vat, en in jou hart sal vasbrand, en dat jy ook 'n opgewondenheid sal hê, oor jou redder en jou verlosser, wat nie klein is nie, wat nie in mense terme beskryf kan word nie, en dat jy hier sal uitstap en sal sê, wow, dis die Here wat ek dien, want dis die guts wat jy nodig het om daar buite te lewe. Baie mense se probleem, hoekom hulle geloof so klein is, want hulle het 'n klein Jesus. Hulle het 'n klein Jesus, hulle hou vas in 'n baba Jesus. En ek wil hê jy moet vashou in hierdie prentjie van wie Jesus nou is. Nou oké, ek wil nie my eie stories doen nie, is jy reg vir my, Sancho? Ek wil vir julle sê wat die Bybel sê. Stem julle saam? Dis waar ons die antwoorde wil kry. Staan saam met my op, en ons bely dit, en ons sê dit lekker hard saam. Hou jou Bybel lekker hoog in die lug en sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my hart glo ek, met my mond bely ek, dat Jesus die Here is. Amen. Dis die tweede week in 'n ry wat ek dit doen. Dis dit was ook die eerste diens. Tweede diens kry ek hom reg. Het voel vir my, jy moet eers met jou hart glo voordat jy met jou mond bely. Maar ek sal nou onthou, dis andersom. Jy kan jou Bybel oopmaak by Openbaring 19 vers 11. Ons gaan 'n paar verse lees. Nou Openbaring 19 moet ek jou nou waarsku, dinge raak intens. Dinge raak intens. Kry jou reg daarvoor. So, na Openbaring 3 raak dinge baie vinnig baie intens, en ek gaan nou 'n paar kantlyn notas maak, terwyl jy blaai, wil ek net eers vir almal sê aanlyn, baie welkom, dis heerlik om in jou huis te wees. Ek weet Domie Chris hulle skakel vandag in van Mosselbaai af. So Domie Chris en almal daar saam, baie welkom, lekker om vir julle te sien, en ek hoor dit reën in Potchefstroom vanoggend, so baie welkom vir die Potchefstromers ook, maar ons reën is nou oor en verby. Openbaring 1 vers 13, moenie nou terugblaai nie, hier is dit ons, sien Johannes, hy draai om, hy sê, en tussen die lampe het ek iemand soos die seun van die mens sien staan. Nou, wat Johannes hiermee probeer sê, hy sê, ek sien iemand soos die seun van die mens. Met ander woorde, daar's 'n bekendheid aan die Here Jesus, ek kan sien as die seun van die mens, ek kan sien as die seun van God, maar dit is soveel anders dat ek sê, nie dat ek twyfel nie, maar daar's 'n groot andersheid aan die Here Jesus. En nou beskryf hy wat hy sien. Eerste ding wat hy sê is, hy het 'n lang kleed aangehad. Nou ons het nie laasweek hieroor gepraat nie, en ek wil dalk 30 sekondes hieroor praat, net om vir jou te sê, die lang kleed, wat ons nou by die nagmaaltafel gaan bespreek, is dui daarop dat Jesus die hoë
priester is. Dat hy is die een wat vir ons in die allerheiligste ingaan, soos wat die hoëpriester in die Ou Testament eenmaal 'n jaar kon ingaan, waar hy eers 'n offer vir homself moes vir sy eie sonde bring, want hy is ook net 'n mens. Dan kon hy vir die volke sonde bring in die allerheiligste. En Jesus vervul daai rol. En hoe ons dit sien is, toe Jesus sterf aan die kruis, toe die voorhangsel van bo na onder geskeur, middeldeur. Nou julle moet verstaan, die voorhangsel het die heilige van die allerheiligste geskei, en dit moes traumaties gewees het binne in die tempel toe dit gebeur het. Want God kondig 'n nuwe hoofstuk aan en hy sê, hierdie ou bedeling is verby. Die ou verbond kry sy vervulling in die Here Jesus. En van nou af kan enige iemand in my as Vader se teenwoordigheid kom, deur wat my seun gedoen het aan die kruis. Nou oké, dit was in ons Bybelstudie hoofstuk 1. Nou kom ons by die goue band om sy bors. So Johannes kyk om en hy sien hierdie beeld, hy sien die lang kleed wat Jesus aan, hy sien hy het 'n goue band om sy bors. Nou wat beteken die goue band? En dit is waar ek en jy volgende wil praat. Wat beteken hierdie goue band en wat se effek en implikasie het dit op my lewe? Nou is ons by Openbaring 19. Nou, is julle by? Is julle wakker? Julle moet nou konsentreer want dinge gaan nou baie vinnig skeefloop. Ons het nou 'n klomp hoofstukke geskryf, ons is nou amper aan die einde van Openbaring, en ek wil 'n paar verse daaraan lees, en julle gaan hoor, al hierdie beelde wat Johannes noem in Johannes 1, kom die heeltyd oor in Openbaring voor. Dis hoekom dit belangrik is om Openbaring 1 te verstaan, want anders gaan die res van Openbaring nie vir jou sin maak nie. So ons is in Openbaring 19, en ons moet verstaan dat die hele Openbaring, wie van julle is bangerig om Openbaring te lees? Steek 'n bietjie op die hande. Wie van julle is versigtig vir Openbaring? Wie van julle het al die hele Openbaring gelees? Okay, so 'n paar, wonderlik. Nou kyk, Openbaring behoort nie gelowiges bang te wees nie. Ek en een van ons gemeentelede het nou so 2 weke terug gepraat. Daar is teoloë, ek dink nie hulle is teoloë nie, ek weet nie wat noem jy hulle nie. Maar hulle vat 'n vers hier in Openbaring, hulle vat 'n vers hier en dan jaag hulle al die hoenders in 'n hoek. En dan Christene, dan sien ek die vrees in Christene se oë. As iemand jou bang praat oor Openbaring, dan is daar net een van 2 redes. Of jy verstaan Openbaring verkeerd, of jy is nie 'n gelowige nie. Want gelowiges moenie bang wees nie. Gelowiges is die finale hoofstuk van wat gaan gebeur. En raai wat? Jesus wen. As jy nie weet wat Openbaring se boodskap is nie, dan is dit. Jesus wen. Sê vir die ou langs aan net, Jesus wen. As jy wil weet hoe Jesus wen, lees Openbaring. Dis die beste storie wat nog ooit geskryf is. En julle moet verstaan, hierdie gelowiges word wreed vervolg. Die van julle wat The Passion of the Christ gekyk het, sal onthou die soldate se klere was vol bloed. Onthou julle, die soldate, die Christene, dis nie net Jesus nie, al die Christene was so wreed vervolg dat die mense wat hulle vervolg het, se klere was vol bloed van die gelowiges. So dink jouself in hulle skoene in, hierdie goed is besig om af te speel. Gelowiges, verbeel julleself, ek en jy, as ons hier uitstap, weet ons nie of ons vanaand gaan, want hier soldate wat patrolleer, as hulle jou in die hande kry, gaan hulle vir jou vra, glo jy dat die keiser God is? En as jy sê nee, maak hulle jou vrou, jou kinders, almal op die plek dood. Dis die agtergrond waarteen, dis 'n bietjie grim, dink julle nie? Maar dis belangrik om dit te weet. So vir gelowiges is Openbaring nie iets om oor bang te wees nie. Jesus sê, hoor, ek sien alles. Ek sien alles. Ons gaan later daaroor praat. Vir die ongelowiges, wel vir hulle is dit 'n ander storie. Want wat Jesus sê is, ek weet wat julle doen. En dan kom oordeel vir julle. So dis hoekom ek sê, as jy gelowig is, hoef jy nie bang te wees vir Openbaring nie. Maar as jy ongelowig is, dan behoort jy bang te wees, want dis die finale oordeel. Nou met dit in gedagte, kom ons lees Openbaring 19 vers 11. Ek het gesien, die hemel is oop. Nou, wat julle moet weet van Openbaring het 2 parallelle lyne wat loop. Die hele tyd is daar 7 seels wat afspeel, dis die hoofstreek, dis wat in die hemel gebeur, en as daar 7 trompette, dis terselfdertyd wat op die aarde gebeur. So jy moet dit verstaan, dis 'n parallelle lyn. Die een deel beskryf wat in die hemel gebeur, en die volgende deel beskryf wat op die aarde gebeur. Dan beskryf dit weer die hemel, dan beskryf dit die aarde. Dis 'n storielyn, jy moet dit net bewus wees. So, hy sê, ek het ook gesien, die hemel is oop, en daar was 'n wit perd, en sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem, en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Vers 12, sy oë het soos vuur gevlam. Klink dit bekend? Ons het laasweek dit raak gelees. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek is. Nou, kan ek net hier 'n kantlyn sê dat jy kan hierdie 2 kante interpreteer. Is dit sy eie bloed want hy is die lam wat gesterf het? En of is dit iets anders? Is dit wat Jesus sê, luister, daar kom 'n oordeeldag en die paskype gaan getrap word en die oorlog gaan so wees dat dit hulle bloed gaan wees. Nou jy kan, ons weet nie, ons sal dit eendag uitvind,
Maar jy gaan nou hoor hoe verder gaan het. So, want hier praat van oorlog. Vers 14. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn helder wit klere aangehaal. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskyp trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Sjoe. Eintlik wil ek by hierdie vers uitkom. Maar ek kan mos nou nie net een vers lees nie, so julle kan hoor, daar's 'n groot oorlog aan die gang en die ongelowiges is in die moeilikheid. Julle het gehoor. Maar ek onthou ook nou net, dis die Here Jesus wat sê, ek weet waar die julle gaan. Ek weet, julle word wreed vervolg. Hou dit net in gedagte, vers 16. Op sy klere, ons praat nou van die Here Jesus, op sy klere, by sy heupe was daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die. Okay, lees net daai laaste deel saam met my. 1, 2, 3. Hy is die en die. Dis jou Jesus. Dis jou Jesus. Daai dag as daai wit perd daar uitkom en daai ruiter kom uit, dan gaan jy trots wees. Jy gaan bly wees. Jy gaan opgewonde wees. Tensy jy nie Jesus geken het as jou verlosser nie. En vanoggend is dit 'n onderliggende tema wat ek wil hê moet hoor as ons van hier af verder praat. Ek wil jou vra, ken jy die Here Jesus? Sien, die goue band om sy bors sê Jesus is die koning van die konings, maar daar's 3 implikasies vir my en jou en dis wat ek gou-gou met jou wil bespreek. Eerstens, hoor jy, Jesus is nie 'n koning nie. Hy is, maar daar's 'n vraag wat hier gelaai is en die vraag is, wat ek en jy vanoggend moet vra is Jesus my koning? Is Jesus my koning? Openbaring 19 vers 16, op sy klere, op sy heupe was daar 'n naam geskrywe, hy is die. Kan ons dit saam doen toe? Kom ons probeer weer. Hy is die en die. Okay, julle het dit. So, hoor julle ouens, Jesus is nie net nog 'n koning nie. Hy is nie net nog 'n koning nie. Ons het mekaar gesê hy is die koning, reg? Hy is die koning van die konings. Okay. In ons land het ons die voorreg om baie nuwe terminologie te leer ken. Soos byvoorbeeld diplomatieke verhoudings. Ons kan byvoorbeeld diplomatieke verhoudings hê met Rusland en toelaat dat hulle oorlogskepe of hulle skepe hier by ons in Simonstad aanmeer, as dit reg gesê is, en dat hulle of patrone of missiele of toebroodjies, niemand weet nie, kom haal en dan weer aangaan. Ek hoor ons verkoop helikopters ook nou deesdae aan iemand. Ek weet nie of was dit Iran of was dit Rusland, maar dit is alles net diplomatieke verhoudings. En terselfdertyd kan ons 'n diplomatieke verhouding hê met 'n ander land wat die grootste vyand is van daai land en vir hulle sê, ag asseblief julle ouens moet nou nie julle geld onttrek nie. Julle is dan maar lelike maatjies, hè. Diplomatieke verhoudings beteken ek kan maatjies wees met julle almal sonder om kant te kies. Dis wat ons doen. Daar's 'n ander term ook en dis wat hulle noem neutraliteit. Nog 'n term wat ons die laaste paar jare geleer het. Ons is neutraal. Maar neutraliteit beteken net ons sal gee vir wie ons wat ons wil gee. Ons hoef niemand 'n antwoord te gee daarvoor nie. Julle volg nie die politiek nie. Julle leer nou, Ek kan sien julle hier is alles nuut vir julle. Okay, maar so. Hier is die punt wat ek wil maak van al die diplomatieke en neutralistiese woorde wat ek nou vir julle gesê het. En hier is dit. Jesus doen nie diplomatieke verhoudings nie. Glad nie. Inteendeel, Jakobus 4 vers 4 sê, hierdie is Jesus se broer wat praat, net so by the way. Wie 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Verbeel jouself, die president van Amerika, ek kan nie nou op sy naam kom nie, sê vir die president van Suid-Afrika, as jy vir die president van Rusland enigiets gee, dan kom skiet ons julle almal vrek. Dis die implikasie van om te sê, ons handhaaf nie diplomatieke verhoudings nie. Hoor gou mooi, Jesus eis van my en jou alleen reg op ons siel. Alleen reg op ons siel. Hy doen nie diplomatieke verhoudings nie. Jesus self het gesê in Matteus 12 vers 30, dis sy eie woorde, wie nie aan my kant is nie, is teen my. Dit beteken of ek is voluit in, of ek is voluit teen. Daar is nie 'n grys area nie. Jesus het 'n harde lyn in die sand getrek en gesê, jy moet besluit, of jy is vir my, of jy is teen my. Ouens, dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, was nie wishy-washy nie.
Jesus eis dat ek en jy nie 'n wishy-washy verhouding met hom sal hê nie. Stem julle saam? Kan julle amen sê daarop? Jesus doen nie diplomatieke verhoudings nie. En vanoggend moet ek en jy die vraag vra. Ja, Jesus is 'n koning, maar is hy regtig my koning? Of het ek 'n diplomatisiese verhouding met hom? OK, dis nommer 1. Is jy reg vir nommer 2? Nommer 2, as ek sê Jesus is my koning, wel dan beteken dit per definisie ek is deel van sy koninkryk. Hier is 'n paar begrippe wat ons bietjie moet oor gesels. Johannes 18 vers 36 sê Jesus vir Pilatus, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En hy gaan verder, hy sê, want as dit van hierdie wêreld was, dan het my gesandte kom veg. Nou ons weet, Jesus se koninkryk is van die hemel, dis waar God is en waar die engele is, en die hele meesterplan was dat Jesus aan die kruis moet sterf, so hulle sou nie kom oorlog voer nie. En Pilatus het geskrik, dis hoekom hy weer uitgegaan het vir die mense gesê, maar kry geen onskuld in hom nie, want hy was self bang vir oorlog. Nou, net vir julle sê, daai tyd as daar enige opstand was, die leier wat daar oor is, sy kop was op 'n chopping block. So Pilatus en Herodes van daai tyd, hulle sou nie graag wou gehad het die Jode moet in opstand kom nie. En dit was pretty much wat gebeur het. So hou dit in gedagte. Nou, 'n koning het 'n koninkryk, anders is hy nie 'n koning nie. Wie van julle het Prins van Pretoria gekyk? Dis nou 'n prins wat hier aankom, maar hy het nie eintlik 'n paleis nie. So hy is nie regtig 'n prins nie. As jy nie, 'n koning het 'n koninkryk, dis maar wat dit beteken. Ek wonder wat beteken koninkryk. So, kom ek sê eers, as ek sê Jesus is my koning, dan beteken dit ek is deel van sy koninkryk. Kom ek verduidelik koninkryk. Koninkryk is die area waaroor die koning heers. Dis sy grondgebied. Dit is waar hy die koning oor is. Hy is die koning oor 'n spesifieke area. En nou moet ek die vraag vra, as ek sê Jesus is my koning, dan beteken dit ek is onder hom. Ek is deel van ek is in sy area. Reflekteer my lewe dat Jesus my koning is. Of is dit lippetaal? Is dit sê, ja, ek het iewers tot bekering gekom, ek het iewers 'n oorgawe gemaak, ek is iewers gedoop, ek het iewers my naam op 'n lidmaatskap by 'n kerk, ek gaan 'n bietjie kerk toe nou en dan. Maar my lewe wys dit nie. My lewe wys eintlik, deur die week het ek 'n diplomatisiese verhouding met die wêreld. En ek vertel die grappies wat die wêreld vertel, en ek lewe saam met die wêreld, ek dans saam met die wêreld, en op 'n Sondag dan dans ek weer met die Here. Jesus sê ek doen nie dit nie. Ek doen nie dit nie. Ek soek alleen reg op jou siel. Lukas 17 vers 21 lees ons van Jesus se koninkryk. Jesus sê die interessante ding, jy gaan nou hele teks moet lees, jy kan dit nie nou doen nie, maar Jesus sê die woorde, hy sê, hulle sal nie kan sê, dis hier of dis daar nie, want kyk, die koninkryk van God is by julle. Die ou vertaling sê dit anders, sê dit is in julle. Dis in julle. Nou, dit beteken nie, die koninkryk is hier. Wie van julle sê, luister, ek is regtig lief vir die Here. Ek is regtig lief vir die Here. Julle is deel van die koninkryk, en omdat ons saam hier is hier en nou, hierdie plek waar ons nou is die koninkryk van die Here, tussen ons. Dis waar Jesus regeer. Dis waar die impak is. Dis waar Jesus kan beweeg. Ek en jy is Jesus se gesandte. Jesus kan my en jou mobiliseer, mits ek gehoorsaam is aan die Here Jesus. Maar dit is nog dieper en dis my hart. En ek wil vir jou vra vanoggend, is jou hart, behoort dit aan Jesus se koninkryk? Ek kan dit met my lippe sê, maar my hart is ver van die Here af. Behoort my hart aan die Here Jesus? Is my hart deel van Jesus se koninkryk? Regeer Jesus regtig in my hart? Of probeer ek neutraliteit handhaaf? Jesus vra nie baie nie, hy vra? Ja, en dis reg so. Hy het alles gegee, hy vra alles. Nommer laaste. Jesus is die ewige koning. Jesus is die ewige koning. Openbaring 11 vers 15 lees ons, die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. En hy sal as koning heers tot alle ewigheid. So, Jesus is die koning van konings, het ons nou vir mekaar gesê. Ons het vir mekaar gesê, hy heers oor sy koninkryk, waarvan ons dan deel is. En nou in die laaste punt sê ons, Jesus is die ewige koning. En nou wil ek net gou 'n tree terug staan. Soms kry 'n land goeie leiers, reg? Soms kry 'n land slegte leiers. Kan ons 'n speletjie speel? Who wants to be a millionaire? Hier gaan ons. Wie is die ou? Kom, raai, vinnig. Niels P.W. Botha.
PV Botha, stem julle saam. Wat was hy van Suid-Afrika? Okay, julle het dit. Okay, julle sien hoe werk hierdie speletjie. Wie was hierdie man? Evie de Klerk. Okay? Wie was hierdie man? Nou wat het hulle in gemeen? Hulle het? Nee, hulle is almal dood. Jy was reg. Hulle is almal, okay, dood is 'n bietjie kras te sê, mense moet dit eintlik reg Afrikaans sê, hulle is almal oorlede, nê? Hulle is almal oorlede. Nou, hier is die punt wat ek wil maak is, Jesus het gesterf. Hy het eenmaal gesterf, want hy was sondeloos en het in my en jou plek gesterf, sodat wanneer ek sterf, ek nie onder die ewige oordeel sal val nie. Sodat wanneer ek hom aanneem, die Here Jesus aangryp in my lewe en ek neem hom aan en ek gee my hele lewe oor en ek sê ek is klaar met 'n diplomatieke verhouding in hierdie wêreld. Ek is klaar om te gevry na hierdie wêreld. Ek is klaar om te leef soos hierdie wêreld. Ek is klaar met my ou mense. Ek is klaar met my sonde. Ek sny dit af. Jesus het 'n lyn in die sand getrek. Ek is aan Jesus se kant. Dan gebeur daar iets. Ek kry dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dit word my toegereken. Sy regverdigheid word my toegereken. Sy geregtigheid word my toegereken. Die feit dat hy ewig lewe, word ook vir my toegereken. Wanneer ek die dag voor die Vader gaan staan, en almal van ons wat hier sit, gaan voor die oordeelstroon van God gaan staan, en almal van ons gaan rekenskap moet gee wat ons met ons lewe gedoen het, en wat ons met die Here Jesus gedoen het. En daai dag, omdat ek die Here Jesus aangeneem het, en omdat ek nie probeer om diplomatieke verhoudings hier met die wêreld te hou nie, gaan Jesus vir my sê, kom in, my goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Wat 'n wonderlike dag. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Omdat hy opgestaan het uit die dood. Hy het opgevaar hemel toe en hy sit aan die regterhand van, hy is die volle heerlikheid van God. Kan iemand amen sê daarop? Jesus is die ewige koning. Sy koningskap kom nie tot 'n einde nie. Ek was gister by memorial service, 'n roudiens. Ons doen deesdae baie min begrafnisse en soos altyd was daar 'n kersie wat brand en 'n foto. En ek het dit al hier vir julle gesê. Dit sien ek, dis 'n standaard praktyk by al hierdie begrafnisse. En net daar het ek net weer besef, daar kom 'n dag wat almal van ons se foto daarvoor gaan wees. En dan gaan dit saak maak wat ek en jy met hierdie lewe gedoen het. Dan gaan dit saak maak, Openbaring 11:15, die koningskap oor hierdie wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Jesus is nie 'n koning nie. Hy is die koning. En die vraag waarmee ek jou nou wil los, wat ek en jy eerlik moet antwoord, is Jesus, is hy my koning? Is hy regtig my koning?